Welkom by Pinkster in jou huis. Vandag gaan ons gesels oor die Heilige Gees wat jou helper is. Ons lees in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Vers 17 sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So ons wat Christene is, het die Heilige Gees in ons. En hy praat daarso van die woord, julle 'n ander trooster gee. So wat beteken daai woord trooster? In die Grieks is dit die woord parakletos, wat beteken jou advokaat, jou helper en jou voorbidder. So op 'n praktiese vlak, wat beteken dit vir ons? Hoe kan ons daai prakties toepas in ons eie lewens? Eerstens, die Heilige Gees is daar in swaar tye. In Romeine 8 vers 26 lees ons, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. So wat beteken dit? As ons swak is, as ons deur moeilike tye gaan, die Heilige Gees is daarso. Tweedens, die Heilige Gees is daar om leiding te bring en ook lering vir ons te bring. Johannes 14 vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So as ons die woord lees van God, dan is die Heilige Gees ook daar om ons te help om dit te verstaan. Die derde punt is, die Heilige Gees gee ons krag. In Handelinge 1 vers 8 lees ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So dalk sit jy vandag op 'n plek waar jy voel, jy stak in 'n plek, en jy weet nie wat om vorentoe te doen nie, jy weet nie wat om te doen verder, soos wat jy aangaan nie. En dan moet ons vir onsself vra, wat beteken die Heilige Gees? Hoekom is ons Christene en hoekom het ons die Heilige Gees? Dis daar sodat die Heilige Gees jou helper kan wees. En dis op baie meer vlakke as net hierdie 3 wat ek vandag vir julle genoem het. Dit gaan baie verder anders dit. Maar kom ons reflekteer op die volgende vraag. In watse areas van jou lewe laat jy nie die Heilige Gees toe nie? Dit is waarop ek wil hê ons vandag moet fokus. Waar in jou lewe is die Heilige Gees nie jou helper op hierdie stadium nie? Waar in watse areas kan jy die Heilige Gees meer vertrou om jou te help? En partykeer in ons lewe is dit die plekke waar ons die Heilige Gees nie wil hê nie, waar ons hom partykeer die meeste nodig het. En dit is my challenge vandag vir julle. Kom ons fokus op die Heilige Gees en die Heilige Gees wat die helper is. En kom ons laat hom toe op alle vlakke van ons lewe. Nie net die vlakke waar dit goed gaan nie, maar die vlakke waar ons werklik help ook nodig het.